Na hierdie antwoord van hom, het Jesus op die tempelterrein onderrig gegee en gesê, hoe is dit dat die skrifkenners sê dat die Christus Dawid se seun is? Dawid self het deur die Heilige Gees gesê, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande onder jou voete geplaas het. Dawid self noem hom Here. Hoe kan hy dan sy seun wees? Die groot skare het graag na hom geluister. Ons is in 'n reeks wat ek getitel het Jesus Stories en ons is in deel 53 en ons praat oor Jesus, want dis wat sy kerk moet doen, om mense aan Jesus voor te stel sodat hy kan red en hulle sy disippels kan word. Dis die hoofdoel van enige en alle kerke en as dit nie die doel van 'n kerk is nie, is dit nie 'n kerk soos wat die Here dit bedoel het nie. Ons is bly, jou stoel is sag en die koffie is lekker en ons het lekker gesing. Maar die feit van die saak bly is, God se wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. God wil homself openbaar en hy wil mense red en hy wil hulle moet hom ken. En dis hoekom ons na Jesus kyk. Hoe leer jy hom ken? Om te kyk na wat het hy gesê en wat het hy gedoen. En wat het hy gesê en wat het hy gedoen? Hy het net gesê wat die Vader gesê het, Johannes 12, en hy het net gedoen wat die Vader gedoen het. In Johannes 5 lees ons dit. En ek wil net vir 'n oomblik hierso stil staan. Ek sien dit gebeur die hele tyd. En ek moet iets hieroor sê. Ek het weer hierdie week 'n gesprek met 'n ou gehad hieroor. Julle weet hoe God die wet gegee het vir die Jode? Toe die Jode gegaan en 'n klomp ekstra wette gemaak, sodat hulle nie eens naby God se wette kom om God se wette oortree nie. Hulle het dit genoem die oorgelewerde gebruike. En hulle het daai oorgelewerde gebruike net so belangrik geag soos God se wet. En gesê jy is onrein en jy kwalifiseer nie vir God as jy ons klomp mensgemaakte reëls ook oortree nie. Julle weet ons doen dit vandag nog. Vandag nog sê mense nie net wat die Bybel sê en doen nie net wat die Bybel doen nie. Ek kan vir jou 'n paar voorbeelde noem. As die Here iemand verlos het van 'n drankverslaafdheid, dan gaan daai ou en hy het nou 'n nuwe verhouding met die Here en hy verkondig vir die hele wêreld. 'n Christen gebruik nie alkohol nie en die Bybel sê jy mag nie. Dit staan nie in jou Bybel nie. Ek het al mense geloop wat gesê die Bybel sê vergewe en vergeet. Dit staan nie in jou Bybel nie. Wat ons vandag in die Susterskerke kry, klein doop, staan nie 'n woord in jou Bybel nie. Waar kom hierdie goed vandaan? En ons kan aanhou, daar's baie sulke voorbeelde. Jy het 'n persoonlike ervaring met die Here en die Here bring jou na 'n spesifieke oortuiging toe met jou verhouding met die Here en dan wil jy dit 'n wet maak vir die hele wêreld. En dan begin jy mense veroordeel volgens daai wet wat jy in vashou. In die tussentyd staan dit nie in jou Bybel nie. Dis baie belangrik om net te sê, as jy 'n disipel van Jesus is, wat hy gesê het, en net te doen wat hy gedoen het. Niks meer nie, niks minder nie. Maar dit is ook onmoontlik vir my en vir jou, om te sê wat hy gesê het, en te doen wat hy gedoen het, as jy nie weet wat hy gesê het nie, of wat hy gedoen het nie. Daarvoor het ons elkeen 'n Bybel. As jy nie jou Bybel lees nie, gaan jy nie kan sê, as 'n disipel van Jesus, wat Jesus gesê het, of kan doen wat hy gedoen het nie. En ek kan nie genoeg klem hier op lê nie. Hy wil hê jy moet hom ken. En dis hoekom ons nodig het om ons Bybels te vat en dit te lees. Toe ek hierdie storie hierdie week luister en ek het daarop gemediteer, dalk is dit vir jou onbekende, is dit baie kort skrifgedeelte waar ons vanoggend praat. Toe is hierdie een gedagte wat by my opgekom het, wat ek net so vinnig met julle wil vinnig vir julle wil meedeel. Hierdie staan nie in jou Bybel nie. Die lewe gaan nie oor reg en verkeerd nie. Dit staan nie in jou Bybel nie. Maar dis 'n oortuiging wat die Here vir my gebring het, dat die lewe gaan nie oor reg en verkeerd nie. Maar baie keer verval ons in die idee dat dit doen. En is baie maklik om te verval in die idee dat die hele lewe gaan net oor besluite, en solank ek die regte besluite maak, gaan ek op die regte plekke uitkom. Want as ek die regte ding doen, dan kry ek 'n sekerheid. As ek die regte ding doen, voel ek veilig. Die probleem met reg en verkeerd is, daar bestaan nie so iets soos absolute sekerheid nie. Nie een van ons wat vanoggend hierso sit weet wat gebeur oor 5 minute van nou af nie. Maak nie saak wat se besluit jy maak en of jy die hele tyd die regte besluit maak nie. Ongeluk kan met enige ou gebeur.
Daar is nie so iets nie. Maar ons hou daarvan, want dit gee vir ons sekuriteit en dit laat ons veilig voel. En die probleem met reg en verkeerd, en spesifiek al die Joodse leiers se tyd was gewees, hulle het Jesus heeltemal gemis, want hulle het geglo die lewe gaan oor reg en verkeerd. Jou Bybel leer jou dat God het jou in sy beeld geskape. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees het gesê, kom ons, beteken ons is in 'n verhouding met mekaar, maak die mens in ons gelykenis. Jy is uit verhouding vir verhouding geskape. Die lewe gaan oor verhouding, nommer 1 met God, wat die enigste waarheid het. Daar is nie 'n ander waarheid in hierdie wêreld nie. En as jy die dag in daai verhouding instap en jy begin leer wat hy gesê het, jy begin kyk na wat hy gedoen het en jy begin dit herhaal, begin jy hierdie persoonlike verhouding met die Here beleef, en dis waar die lewe gaan. Dan kom jy agter dat hy baie geduld met jou. En hy's baie lankmoedig. Hy's baie vriendelik met jou. En hy sê vir jou, hê mense lief soos ek jou lief gehad het. Met ander woorde, hê nou die ander mense om jou ook lief met geduld en vriendelikheid en lankmoedigheid. Want die lewe gaan oor verhouding op die eind van die dag. Nie oor reg en verkeerd nie. Dis hoekom ons hier is. Dis om in 'n verhouding met die Here te wees. Dis waar alles gaan. As jy in 'n huwelik is en dit gaan oor reg en verkeerd en daar's elke keer 'n wenner, dan sal ook elke keer 'n verloorder. In 'n verhouding, as dit als gaan oor reg en verkeerd, dan verloor die verhouding die heeltyd as een van die twee reg is. En in 'n huwelik is dit 'n groot probleem. Dit gaan oor ek lê myself vir jou neer, soos Jesus homself vir my neergelê het, om sodoende in 'n verhouding met jou te wees, want dis waaroor die lewe gaan. Dit gaan nie oor reg en verkeerd nie. Reg en verkeerd het 'n baie groot invloed in ons lewe. Maar waar volgens leef jy? Reg en verkeerd of volgens verhouding? Leef jy uit verhouding met God, in verhouding met mense? Of gaan dit net oor wat ek gesê het, en jy sal luister? En dan gaan jy agterkom, jy het 'n klomp vyande. En ek het dit baie duidelik in hierdie storie van vanoggend gesien. Die fariseërs wat hier voor Jesus staan, Jesus vra hulle 'n vraag, in vanoggend se storie, vraag oor die seun van Dawid. En ek gaan so vinnig vir jou konteks gee. Ons is by Woensdag voor Jesus se kruisiging, Vrydag. Maandag, en hierdie is nogal baie belangrik vir hierdie storie, Maandag het Jesus op 'n donkie van Betanië af 3 kilometer gery tot in Jerusalem se tempelterrein wat 11 hektaar groot is. En die hele Joodse nasie, daar was letterlik miljoene mense, duisende mense het hulle boklere uitgetrek, dit voor die donkie neergegooi en geskree, Hosanna, seun van Dawid. Hosanna wat beteken red ons, seun van Dawid. Die verlosser wat beloof is in die Ou Testament, red ons. Die een wat deur die Here gestuur is. En almal het hom sy naam opgehef en hom geprys. Toe hy so by die hekke ingaan, toe stop die fariseërs vir Jesus en hulle sê, luister hier nou wat hierdie ouens sê. Dis 'n klomp nonsens hierdie, maak hulle stil. Hulle kan mos nie dit vir jou sê nie, jy's nie die verlosser van die wêreld nie. En Jesus sê, as hulle ophou, dan sal die klippe uitskree. En hy ry so draai in die tempelterrein, en hy sê aan terug na Betanië toe, en hy slaap by Maria en Martha en Lazarus wat hy die dood het opgewek het. Die volgende oggend toe sy terug. En daar is die week voor Paasfees, dis Dinsdag. Al die Jode kom Jerusalem toe vir daai tyd van die jaar. Daar's baie mense, almal het notisie geneem, Jesus is daar. Jesus is terug en hy kom in die tempelterrein en hierso staan hulle en offerdiere verkoop. Jy weet, die mense wil nou na God toe kom en hulle is Paasfees, hulle wil 'n lammetjie offer en sê, Here, vergewe my vir die laaste jaar se sonde, was my skoon, verwyder my skuldgevoel, dat ek net sal ervaar, die Here is lief vir my en die Here seën my. En hierso staan hulle hierdie diere ten duurste en verkoop binne in die tempelterrein. Die Jode, die Joodse leiers, hulle het geld gevat daai tyd van die jaar, 'n maat soos bossies. En Jesus gooi hulle geldtafels om en jaag hulle diere uit en sê, niemand betaal om met God in 'n verhouding te wees nie, dis 'n klomp snert hierdie. En hy leer die mense toe en hy genees toe 'n paar ouens en hy sê aand huis toe en die volgende dag is Woensdag. Nou, ons is vandag offisieel die 9de Sondag al by Woensdag. Dit lyk my vat ons 2 maande net om deur Woensdag te werk. Die volgende oggend toe Jesus in die tempelterrein kom, toe wag hierdie Sanhedrin, die Joodse leiers vir Jesus. En hulle gaan hom nou 'n vraag vra. Hulle gaan hom 'n paar vrae vra, want hulle is nou moeg vir hom. Hulle soek bewyse om hom dood te maak. En hulle begin met die heel eerste vraag, met wie
se autoriteit doen hy hierdie dinge? Onder wie se autoriteit? Waar kom sy gesag vandaan dat hy kan dink dat hy kan dit doen wat hy doen? En onthou hierdie vraag, want Jesus antwoord eintlik hierdie vraag nou vir hulle. Hierdie was Jesus se, hulle het uitvrae uitgehardloop teen nou. Toe het hulle nou gekom en nog 'n klomp ander vrae gevra, maar hulle vra vir Jesus, wie se gesag? Jesus sê, as julle my antwoord, dan gaan ek julle antwoord. Maar hulle wou toe nie vir Jesus antwoord nie. Toe Jesus sê, Jesus, ek gaan julle nie antwoord nie. Nou vanoggend antwoord hulle. Maar hulle is so gelet op reg en verkeerd dat hulle dit heeltemal mis. Dat hulle nie eens besef wie praat met hulle nie. Dat hulle nie besef wat Jesus vir hulle probeer sê nie. En hulle peper Jesus met vrae en Jesus kom elke keer met een of ander openbaring en julle het dit nou saam met my beleef hierdie laaste 8 weke. Ongelooflik. Hy vee met hulle die vloer en hulle weet nie wat om te doen met dit wat hy sê nie. Naderhand het hulle net besluit, ons gaan nou nie langer vir hom vra nie. En dis waar ons vanoggend wegspring. Nou soos ek vir julle gesê het, ons werk so kronologies as moontlik deur Jesus se lewe en ons leer wat ons kan leer van God by Jesus. Sodat ons dit ook kan doen en ook kan sê. So ek het Matteus hier ingebring, wat Matteus se weergawe, jy kry hierdie storie in Matteus, Lukas en in Markus, en ek het Matteus se weergawe. Matteus se weergawe is so 'n bietjie anders as Markus se weergawe. Hy begin so. Hy sê toe die Fariseërs bymekaar was, het Jesus hulle gevra. So nou moet jy weer die wiel uitgedraai. Hulle was die mense wat die hele tyd na Jesus toe gekom het met vra. Nou kan hulle nie meer vra nie, want Jesus vee met hulle die vloer. Nou is dit Jesus se beurt om 'n vraag te vra. En hy is op pad om vir hulle te wys wie hy is. Hy is op pad om hulle uit te nooi om die groot prentjie te sien van wie hy is. Maar hulle mis dit. Want hulle het nie belangstel in verhouding nie. Hulle het veilig gevoel binne in hulle reëls en hulle regulasies. Hulle was in beheer en Jesus het alles bedreig. So hulle kon nie sien wat Jesus vir hulle sê nie. Die wiel het gedraai. En Jesus vra vir hierdie Fariseërs hierdie vraag. Hy sê, wat sê julle van die Christus? Die woordjie Christus beteken Messias. Nou moet jy weet, Moses se wet en al die profete van die Ou Testament het alles gedui en gesê, daar kom 'n verlosser, daar kom 'n Christus. So almal van hulle was bewus daarvan. Hier kom 'n verlosser. En Jesus vra vir hulle, wat sê julle van die Christus? Wie se seun is hy? En hulle antwoord hom soos 'n blitsvinnig, Dawid se. Hy sal uit die geslag van Dawid gebore word. Onthou, hulle het nie geglo Jesus is hierdie verlosser nie. Die manier hoe hulle gedink het aan hierdie verlosser en hoe hy gaan wees, gaan Dawid op steroids wees. Dawid was die magtigste koning wat Israel ooit gehad het. En die verlosser gaan uit sy lyn uitgebore word. En hy gaan 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer, 10 keer beter wees as Dawid. Dawid was die beste strategiese generaal wat hulle ooit gesien het. Hy het 'n koninkryk opgerig en die wêreld geregeer saam met die Israeliete. Hy het dit oorgegee vir Salomo. Salomo het begin droogmaak en net na Salomo is alles daarmee heen. So, hulle het meer hierdie Messias wat op pad is gesien as 'n politieke leier. Wat hierdie klomp Romeine gaan ooraan sit en hy gaan bonatuurlike krag ook hê. En dan gaan ons 'n paleis bou en ons gaan die wêreld weer regeer. En dis nie wie Jesus was nie. Hulle het dit nie gesien as 'n geestelike leier nie. Dis hoekom hulle nie wou glo Jesus is hierdie een nie. Maar Jesus vra vir hulle, okay, wat is Jesus se missie met hierdie vraag? Hy's op pad om vir hulle te sê, onder wie se gesag staan hy? Hoekom is hy daar? Hoekom kan hy doen wat hy doen? Maar hulle vang dit nie. Hulle sê van Dawid se. En dan lees ons in Markus. Jesus het gesê, hoe is dit dan dat die skrifkenners sê dat die Christus Dawid se seun is? Lees ons in Markus. Jesus wil hê ons moet hierop fokus. Waarvan julle het iets gemis? Is daar nie nog iets nie? Julle is reg om te sê dis Dawid se seun, maar is daar nie nog iets nie? Daar's 'n tweede gedeelte wat julle uitmis. Is daar nie nog iets nie? Hierdie is die manier hoe Jesus, hy was die beste leermeester wat ooit bestaan het. Ons leer tot vandag nog van mense wat hy vir ons geleer het. En as jy ooit enige geestelike striweling in jou lewe het, dan behoort jy te sit met 'n klomp vrae. Soos wat Jesus hier 'n vraag vra. Want dis, as jy die antwoord gaan soek op jou vraag, dan gaan jy begin leer. Die dag as die Here jou red, sit hy binne in jou 'n begeerte en 'n hongerte vir hom. In die oomblik as jy nie iets verstaan nie,
gaan soek 'n antwoord by hom. Gaan soek 'n antwoord. Hy vra hierdie vraag. En toe sê Jesus, dit is 'n retoriese vraag. Dawid self het deur die Heilige Gees gesê. Nou gaan hy vir ons sê wat het Dawid gesê. Om vir hulle te wys, daar's meer as dis net uit Dawid se lyn uit. Die verlosser kom uit Dawid se lyn uit. Maar ek wil net vir 'n oomblik vinnig van die punt af gaan hierso. Jesus sê, Dawid self het deur die Heilige Gees gesê. Nou wat hy nou gaan doen is, hy gaan Psalm 110 quoteer. Psalm 110 is die meeste gekwoteerde psalm in die Nuwe Testament van enige Ou Testamentiese skrif in die Nuwe Testament. Oor die 50 keer, al die disippels het daarna verwys, Paulus het daarna verwys, en dis nou waarna Jesus ook hier verwys. Dawid het Psalm 110 geskryf. En hy het geprofeteer dat die Messias gaan kom. En dit kom uit my lyn uit. Maar wat ek wil hê moet oplet is, Jesus sê, Dawid was nie net 'n oulike, talentvolle digter nie. Dawid het nie net oulike liedjies geskryf en gesing en almal het saam gesing nie, want hy was baie musikaal geweest. Hy was God se stem. Met ander woorde, Jesus bevestig dat Dawid die Bybel geskryf. Ons leef vandag in 'n eeu waar die Bybel se kredietwaardigheid verskriklik baie in twyfel getrek word. Omdat mense nie verstaan wat daar aangaan nie. En in plaas van om vrae te vra en te leer totdat ons 'n antwoord het, besluit ons om hom net weg te skuif en te sê dit kan nie waar wees nie. Daar's 'n klomp foute en is mense wat dit geskryf het. Jesus bevestig dat wat ek en jy vandag in sy woord het, wat oor 'n tydperk van 2000 jaar aan mekaar gesit is, so akkuraat as dit is God se woorde. En dis wat Dawid hier gedoen het. Hy het nie net 'n oulike gediggie geskryf nie. Dit was nie net weer een of ander oomblik nie. Hy was God se stem. Hy sê, Dawid het self gesê, onthou nou, Jesus het vir hulle gevra, wie sê julle is die verlosser? Wie is Christus? Wag, waar kom hy vandaan? Hy kom uit Dawid se lyn uit. Hy sê, okay, as dit waar is, het jy al ooit hieraan gedink, want Psalm 110 het Dawid hierdie gesê, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande onder jou voete geplaas het. Christus, Jesus, hoe moet ons hierdie goed verstaan? Wat beteken dit? Ek gaan dit so vinnig vir jou verduidelik. Daai eerste Here, wat jy daar lees, is die naam van God. Dit is waar Moses by die brandende bos was, en God het hom gestuur en vir hom gesê, gaan haal die volk uit Egipte uit, en Moses vra toe vir God, wie moet ek sê het my gestuur? En Jesus sê vir hom, sê ek is, het jou gestuur. Dis God se naam. Die naam soos ons hom uitspreek, is eintlik 'n asemhaling, is Yahweh. Is eintlik die naam van God. So daar staan, die Here, die ek is, het vir my, daai tweede Here is Adonai, wat beteken meester, in Engels Lord. Met ander woorde, Dawid sê, die ek is, het vir my Here, wat ook my seun is, gesê. So Jesus vra vir hulle, hoe kom het Dawid na die verlosser, die Christus verwys, as 'n Here, as iemand onder wie hy inskakel in sy gesag? Want 'n pa was altyd belangriker as sy seun, maar nie in Dawid se geval nie. Nie in hierdie geval nie. Met ander woorde, wat die Jode die pot misgesit het is, Jesus was nie net uit die lyn van Dawid gebore nie, hy was ook die seun van God. So Jesus probeer vir hulle hierdie vraag vra, dat hulle self die kloutjie by die klei kan kry, maar hulle is so blind, hulle is so oortuig van hulle oortuiging, dat hulle kan nie sien wat Jesus vir hulle probeer wys nie. Hy sê, hoe is dit dan dat die Here vir my Here gesê het, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande onder jou voete geplaas het? Hoekom het hy dit gesê? Hoekom verwys hy na sy seun as sy Here? Is Jesus se vraag. En ek sê nou vir julle sê, wat beteken daai, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande onder jou voete gesit het? En daar sê Jesus dit in soveel woorde. Dawid self noem hom Here, Adonai. Hoe kan hy dan sy seun wees? Het julle al ooit hieroor gedink? Vraai vir hulle. Hy is op pad om hulle te lei na 'n plek toe, dat hulle kan besef, hulle wou so graag gehad het. Jesus moet net sê, ek is van God af, en ek is sy seun. Want dan het hulle gesê, godslasterlik, hulle het hulle klere geskeur, hulle het hom in hegtenis geneem,
hom na Pilatus toe gesleep en gesê, maak hom dood. Hier sê dit vir hulle, so tussen die lyne. Maar hulle is so oortuig van hulle oortuiging, dat hulle nie 'n klou het waarmee Jesus besig is nie. Nie 'n idee nie. Hulle was maandag daar, toe hierdie duisende mense, hulle boklere uittrek en voor 'n donkie neergooi, wat skree, Seun van Dawid, gestuurde van die Here, Hosanna, red ons. En toe hulle by Jesus kom klaar, toe sê Jesus vir hulle, as hulle ophou, gaan die klipper dit uitskree. Hy is besig om hulle vraag te antwoord. Wie is ek? Ek is die verlosser wat uit Dawid se geslagslyn gebore. As jy Matteus oopmaak in die begin van Matteus, dan kry jy die geslagsregister van Jesus, wat van Dawid af reg deurgaan, en dis waar Jesus gebore het. Lukas se geslagsregister is Maria se geslagsregister, en dit is in Dawid se lyn. Maar dis nie waar dit stop nie. Jesus het vir sy disippels gevra, wie sê julle is ek? Wat is die woord daar buite? En hulle sê toe, hulle sê hy's 'n profeet, nee, hy's Elia, nee, hy's 'n man van God, en hy sê, maar wat sê julle? En Petrus, vol van die Heilige Gees, sê toe, hy is die Messias, die verlosser, die Seun van God. En Jesus sê vir hom, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, my Vader in die hemel het dit sopas vir jou gewys. En dis die tweede gedeelte, wat hulle nie gehad het nie. Dis die tweede gedeelte, wat hulle nie verstaan het nie. En Markus sluit hierdie storie baie vreemd af. In my opinie. Toe ek het lees, dink ek, hoe hartseer is hierdie? Die groot skare het graag na hom geluister. Want Jesus het met autoriteit geleer, soos ons nou geleer het in Markus 1. Jesus het goed gesê wat niemand gewoond was, hulle ooit gehoor het nie. Dit is anders as die Fariseërs en die skrifgeleerders en die Sadduseërs. Dit is asof hy hulle vermaak het. Maar hulle het nie 'n klou gehad wat het sopas gebeur nie. Weet jy dat Jesus het sopas vir hulle gesê, ek is die verlosser van die wêreld, wat my plek in die regterhand van God gaan inneem. Daar's geen gesag hoër as dit nie. Daar's geen hoër posisie as dit nie. En al my vyande gaan onder my voete geplaas word. Hulle was veronderstel om voor hom neer te val en hom te aanbid. Ag, dit was net lekker om na hom te luister. Ons het nie 'n klou wie hy is nie, maar dit maak nie saak nie. Dis net lekker. Ek wil vir jou lees. Die Hebreëse skrywer het dit so geskryf. Hebreërs 10, as jy dit wil gaan lees, vers 12 tot 13. Toe Christus vir altyd een offer ter wille van sondes gebring het, toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy aan die regterhand van God gaan sit. Sedertdien wag hy totdat sy vyande 'n voetbank vir sy voete gemaak word. Waar is Jesus vandag? Jesus beklee dieselfde posisie. Jy moet nou vinnig teruggaan na die Ou Testament. Onthou jy die storie van Josef? Josef het 'n droom, hy gaan 'n koning word en sy broers slat hom, gooi hom in 'n put, besluit, ag nee, wat kos maak hom nie dood, die kos verkoop hom. Hy gaan deur 'n ongelooflike klomp lyding, uiteindelik onthou iemand sy naam en hy lê die Farao se droom uit. En hy word uit die tronk uitgehaal en hy kry die tweede hoogste posisie in Egipte. Die hele storie van Josef is eintlik 'n weerspieëling van Jesus. Hy is die regterhand van Farao. Niemand het hoër gesag behalwe die Farao nie. Waar is Jesus vandag? Hy sit aan die regterhand van die Vader. Totdat al sy vyande onder sy voete geplaas word. Wat se vyande? Jy weet, Jesus het aarde toe gekom om die straf te kom betaal vir my en jou sonde. Om die dood te sterf wat ek en jy verdien. Sodat ek en jy wat tot vertroue en oortuiging kom dat hy die verlosser is, saam met God tot in ewigheid kan wees. Jesus was die heel eerste een wat die dood oorwin het. Ek en jy gaan nog fisies dood. In hierdie bedeling waarin ons hier leef, gaan ons dood. In hierdie wêreld waarin ons hier leef, is daar nog steeds versoeking.
In hierdie wêreld, soos Jesus sê in Johannes 12, 14 en 16, is die duiwel die heerser van die wêreld. Die wêreld se stelsel. En dis nog nie alles onder Jesus se voete nie. Want dit moet eers tot 'n einde kom. Waar elke traan afgedroog gaan word. Waar daar geen siekte en seer meer kan heers oor ons as mens nie. Dit is waar Jesus nou is. Hy sit aan die regterhand van God, totdat al sy vyande onder sy voete gesit word. Wanneer is die dag, wanneer hy gaan terugkom? Wanneer elke liewe mens uit die graf uit gaan opstaan, of hy nou veras is of begrawe is, maak nie saak nie. Hy is God en hy is almagtig. Dis wat dit beteken. En dis wat Jesus so pas vir hulle gesê het. Hulle het nie idee gehad wat het Jesus vir hulle gesê nie. Luister hoe het Markus afgesluit. Niemand kon hom 'n woord antwoord nie. Hulle het nie geweet waarvan hy praat nie. Hulle het nie belang gestel nie. Paulus in Romeine 1, 2, as jy die hele Romeine gaan lees op 'n paar plekke, noem hy dit, dat God het hulle oorgegee aan hulle sondige natuur. Hulle onwilligheid om in die openbaarmaking van God aandag te gee. Jesus was by hulle, hy het wonderwerke gedoen, hy het hulle geleer. Hulle het so geweier om te luister en te aanvaar wat hy sê, dat God het hulle oorgegee aan hulle hardnekkigheid. As 'n teken van veroordeling vir hulle. Hulle kon nie weet wat Jesus vir hulle sê nie. Dat hy die verlosser van die wêreld is, wat in die regterhand van God gaan sit en heers. Daar is nie 'n hoër gesag as hy nie. Hulle het nie geweet nie. Hulle is oorgegee aan hulle sonde. Wat leer ons by Jesus? Nommer 1. Jesus wil hê almal moet weet wie hy is. Hoekom doen hy hierdie met die fariseërs? Hierdie is letterlik sy laaste sosiale gesprek met hierdie klomp Joodse leiers. Van nou af gaan dit alles formeel wees en amptelik. Hierdie is sy laaste gesprek waar hy net op die tempelterrein was, besig om te praat en almal te leer. En hy gaan nog steeds en hy probeer vir hulle sê, dis wie ek is. Sit jou vertroue in my. Weet jy, dis ons heel beste opsie in hierdie lewe om te doen. Jy kan 'n stelletjie reëls hê en reg en verkeerd leef en niks wat verkeerd is laat jy toe nie en net wat reg is laat jy toe en jy leef net volgens jou reg en verkeerd. Maar jy kan verhoudings totaal en al mis as gevolg van dit. Hy wil hê jy moet in 'n verhouding met hom wees. Jy moet hom leer ken en dit vat tyd. Hy wil hê almal moet hom ken. Nommer 2. Hy vra waardeur die mense leer. As jy 'n vraag in jou hart het in jou verhouding met die Here, dan gaan ons dit baie vra. Ek beleef baie mense met baie vrae op 'n daaglikse basis. Mense vra my ook vra. Ek het elke dag vra. Dis waarna ek my stilte tyd spandeer om uit te vind wat is die antwoord. En so leer ek die Here ken. Ek wil jou aanmoedig vanoggend. As daai vraag daar is oor die Here, gaan soek 'n antwoord tot jy hom kry. En dit is verskriklik maklik om deesdae antwoorde te kry met tegnologie saam. Hy vra waardeur die mense leer, net soos hy dit hier gedoen het. Nommer 3. Jesus het die hoogste plek van eer ontvang. Daar's niks wat ek en jy hoef te vrees nie. In hierdie lewe gaan ons nog steeds dalk siek word of dalk doodgaan of ongeluk beleef, maar dis tydelik. Ek's deel van sy ewigheid, ek's deel van sy koninkryk. Niks kan my uit sy hand uit wegryk nie, Romeine 8:29. So my hoop is in hom. My vertroue sit altyd in die Here. Ek het altyd rede om te sê daar is hoop, want Jesus is nog op die troon. En hy is in beheer en hy weet wat hy doen. En laastens, opregte eerlikheid en vertroue is die pad na verlossing toe. Opregte eerlikheid beteken jy moet met jouself eerlik wees. En tot op 'n punt kom van belydenis. Here, ek is eie wys, ek's vol van myself. Dalk sit jy vanoggend en jy ervaar die Here praat met jou of werk nou in jou, dat jy hom eerder sal soek as jouself. Wees eerlik met jouself. Kom tot by 'n punt van belydenis. Bely.
En sê, Here, help my, ek vertrou U. Ek gaan nie meer my hele lewe sit in my opinies van wat is reg en verkeerd nie. Ek wil die waarheid ken. Want hy is die weg, die waarheid en die lewe. En dis die enigste waarheid en lewe wat ons het, is binne in hom. Kom na hom toe deur te bely. Moenie soos hierdie fariseërs hardnekkig wees as die Here met jou praat, hoor jy hom nie eers nie. Kom ons bid saam. Ons sê ons Vader, ons loof en ons prys U vir hierdie woord vanoggend. Dankie dat daar niemand soos U is nie. U het gekom om te dien. U het gekom om Uself neer te lê. U het gekom om vir ons verhouding met die Vader te bring en met mekaar. Here, en ons het soveel verskonings. Hoekom goed nie uitwerk nie. Here, mag ons 'n begeerte hê om U te soek wat net warmer en warmer en warmer word, dat ons nie kan stil sit of stil bly of U nie soek nie. Elke persoon wat vanoggend hier is, Here, wat in hulle hart beleef U werk nou in hulle lewe. Wat sê ek het hulp nodig. Wat bely, wil ek bid, Here, vul hulle met die Gees. Mag hulle ten volle U vertrou elke dag. Dankie, Here, dat U ons nooit los nie en ons altyd aanhou leer. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.